Kom ons sluit die oë. Groot en heilige Vader, Here, hier is ons in die kerk verteenwoordig vandag en ons wil kom om al die lof en die eer aan U te bring, vir al die goedheid wat ons elke dag uit die hand ontvang. Here, ons weet dat ons vir U kosbaar is, dat ons U kinders is en dat U ons oneindig lief het. En ons wil sê dankie vir daardie voorreg om so genoem te word. Ons het 'n klein deel as offergawe vir U gebring, want Here, ons wil hê die werk moet klaarkom. Seën elkeen van ons se deel, sodat U werk kan klaarkom en ons binnekort saam met U kan huis toe gaan. Vader, ek wil vra ook dat U met ons sal wees in hierdie dag, dat U tot ons harte sal spreek, of dit deur 'n lied is, of deur gebed, deur die lesstudie, of deur 'n boodskap. Raak ons aan vandag, Here, sodat ons naby aan U kan voel. Sit die arms van liefde om ons en dra ons elke dag. In Jesus' naam, amen. Taste and see that the Lord is good. King James vertaling. So ek wil verskoning vra vir al die Engels wat ek vanoggend gaan gebruik, maar ek glo julle sal begrip toon daarvoor. En ek wil graag vanoggend met julle 'n sjokoladeboodskap deel. En ek gaan daardeur bietjie afwyk van die tradisionele Moedersdag. Twee van die mees bekendste plekke in Nederland, waar Jode skuilinggebied was teen die Nazi-besetting en die daaropvolgende Holocaust, was die Anne Frank huis, links, in Amsterdam, en dan die ander een is die huis van Corrie ten Boom, in Den Haag. Albei hierdie huise is as museums verklaar. Maar ek wil vir 'n oomblik stil staan by die verhaal van Corrie ten Boom. Die ten Boom se huis was bo hulle voormalige oorlosiewinkel in Den Haag en dit was 'n belangrike spulpunt vir die ondergrondse beweging om Jode skuilplek aan te bied en te help ontsnap. Die geheime skuilplek was in 'n klein kamertjie agter 'n valse muur in Corrie ten Boom se slaapkamer. Daar word beraam dat die familie pogings die lewens van ongeveer 800 Jode gered het in 'n tydperk van 2 jaar. Maar die gesin is deur 'n informaat verraai en deur die Gestapo in hegtenis geneem. Corrie en haar suster Betsy en hulle bejaarde vader Casper is tronk toe gestuur. Corrie en Betsy was na die berugte vroue konsentrasiekamp, naamlik Ravensbrück in Duitsland, gedeporteer. Maar daar het hulle geheime Bybelstudiegroepies gehad en byeenkomste vir al die medegelowiges gehou. Betsy het tragies in die kamp gesterf. Corrie was later vrygelaat weens 'n klerklike fout en het daarna ontdek dat al die ander vroue in die kamp na die gaskamers gestuur was. Corrie het dus die res van haar lewe as wêreldreisigende evangelis deurgebring en 'n radikale boodskap van vergifnis en hoop gedeel. Jare na die oorlog het sy teruggekeer na Duitsland. Sy het vergifnis in haar hart gehad vir alles wat gebeur het en wou die Duitsers bedien wat deur hulle land se eie regterstelsel vervolg en in kampe opgesluit was vir hul oortredings. Sommige het sy selfs erken dat sy daar was as die wrede wagte wat in die Nazi-konsentrasiekamp Ravensbrück was. En ek wil graag vir julle vanoggend 'n gedeelte lees uit een van haar boeke. Toe ek die houtbarakke binnestap, het dit gevoel asof ek weer in die Duitse konsentrasiekamp vir vroue was. Die verskil was dat hierdie kamp in die hartjie van 'n pragtige woud was. Die superintendent was 'n vriendelike Duitse vrou. Daar was nie op aandag gespring, geen gebrulde bevele, geen uitgehongerde benerige vroue en geen bevel van bewaarders om die gevangenisse in die nagtelike ure te tel nie. Maar dit was steeds 'n konsentrasiekamp en dit was omring deur doringheininge.
Ek was nou vry om ten enige tyd by die hek uit te loop, en diegene wat ons met soveel wreedheid behandel het, was nou binne opgesluit. Ek het hierheen gekom om hierdie mense die weg na ware vryheid te wys. Ek het gekom om te praat oor die liefde van God, wat alle verstand te bowe gaan. Om te vertel van Jesus Christus, wat na hierdie wêreld gekom het, om mense te red en gelukkig te maak. Onder al hierdie omstandighede was dit nie maklik om deur te dring na hierdie mense nie. En een van die fabrieksbarakke het hulle voor my gesit. Elkeen het 'n stoel van haar eie gebring. Hulle gesigte was somber en dit het gevoel asof ek 'n klipmuur aanspreek. Ek het aanhou bid dat die liefde van God my sou vul en deur my sou skyn. Maar al wat ek kon sien was afkeer en bitterheid. Al die vrouens het Bybels by hulle gehad en was klaarblyklik baie vertroud daarmee, want hulle het die tekste wat ek aangehaal het sonder enige probleme gevind. Nadat ek 2 keer in die kamp gepraat het, het ek met die superintendent geraadpleeg en gevra, kan nie my sê hoekom ek glad nie 'n antwoord kry nie? Sy het gelag. Die vroue het vir my gesê, die Nederlandse vrou praat so eenvoudig. Ons Duitsers is hoogs gekultiveerd en soveel dieper in ons teologie. Ek is bevrees julle sal nie goed oor die weg kom nie. Maar hoekom probeer jy nog nie 1 keer nie? Jy het mos toestemming om 3 keer besoek hier af te lê in die kamp. Kom probeer weer, is die woorde waarmee sy my geantwoord het. Toe ek by die huis kom, het ek op my knie geval en die Here gevra vir leiding vir 'n effektiewe gesprek. God, hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Wat sê ek? Here, sal U my nie asseblief 'n boodskap gee nie, het ek gebid. Ek is nie gekultiveerd genoeg en nie teologies diep genoeg vir hierdie nasionale sosialistiese vroue nie. En toe kom die antwoord, sjokolade. Dit het geen sin vir my gemaak nie. Kon dit 'n boodskap wees? Maar skielik het ek dit besef. Ek het nog 'n bok sjokolade in my besit gehad. Iets wat nêrens in Duitsland in die oorlogtyd op die mark was nie. Wat nog te sê in 'n konsentrasiekamp. Die volgende dag het ek volmoed na die kamp vertrek wanneer God vir ons 'n boodskap gee. Wanneer hy vir ons 'n woord gee en vir ons bevestiging gee, kan ons met moed en vertroue gaan. Daar het die vroue weer eens voor my gesit, weerstand en afstand op elke somber gesig. Ek het gesê, dit is my laaste besoek aan julle en het dit goed gedink om vir julle 'n klein bederfie saam te bring, 'n paar sjokolades. Hoe het daardie gesigte nie opgehelder nie. Wat 'n luukse was 'n stukkie sjokolade vir daardie arme gevangenes. Skielik was ons vriende. Sommige van hulle het my selfs gevra om my naam en adres in hulle Bybels te skryf. Toe het ek begin praat. Het ek gesê, niemand het enigiets vir my oor die sjokolade gesê nie. O ja, ons het, was hulle antwoord. Ons het jou bedank. Ja, natuurlik, het ek gesê, maar niemand het my oor hierdie sjokolade uitgevra nie. Niemand het gevra of dit in Holland vervaardig is, of watter hoeveelhede kakao, suiker of melk dit bevat het nie. Julle het presies gedoen wat ek bedoel het julle moes doen. Julle het dit geëet en geniet. Toe het ek my Bybel opgetel en gesê, dit is net so met hierdie boek. As ek op 'n wetenskaplike, teologiese of akademiese manier na die Bybel kyk en dit lees, maak dit my nie gelukkig nie. Maar as ek daarin lees dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat wie ook al, en dit beteken ek en jy, in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, dan is ek werklik bly, as ek in hierdie boek lees, dat daar baie kamers in my Vader se huis is. Ek weet dat hy ook 'n plek vir my voorberei het. God se gees was aan die werk. Daardie dag het hindernisse weggeval.
Begrip en verlange is in die oë voor my gebore. 'n Honger om meer van daardie liefde te hoor wat verstand te bowe gaan. Wanneer ons die boodskap oordra wat direk van God afkom, sal hy watter weerstand daar ook al is verwyder. Baie maande later was ek in 'n groot hospitaal. 'n Uitgeteerde pasiënt het my blykbaar herken. "Onthou jy my nie?" het sy gesê. Ek moes tot my spyt herken dat ek haar nie kon plaas nie. "Verlede jaar was ek 'n gevangene in Dramstad," het sy gesê. "Toe jy die kamp besoek het jy oor sjokolade gespreek." Dit was die oomblik van my bekering. Sedertdien lees ek die Bybel op 'n ander manier. Ek is nie meer bang om te sterf nie, want ek het ook in sy boek gelees dat daar in my Vader se huis baie plek is, en dit weet ek, Jesus berei ook een vir my voor. Miskien is dit vir sommiges 'n vreemde Moedersdag boodskap. Tradisioneel is dit die kinders wat ons met woorde van waardering bedank en ons lof besing. Hulle betuig bedank vir elke sportgeleentheid wat ons bygewoon het, vir prysuitdelings. Ek het 'n hele lys, maar ek gaan dit nou nie eers almal noem nie. Vir pleisters plak en troebroodjies maak, vir drukkies, soentjies en stories. En ons doen al hierdie dinge, want ons het ons kinders se lief en hulle is ons hele lewe. Alles wat ons doen, draai om hulle welstand. En ek moet vir die jonger mamas sê, dit hou nooit op nie. Al is jou kind ook hoe oud, dit verander nie. Alles draai om hulle en hulle geluk en hulle welstand. En ek is seker ons is almal baie dankbaar dat die Here vir ons kosbare voorreg gegee het om kinders te kom baar en hulle groot te maak. Maar besef ons altyd wat ons heilige plig en verantwoordelikheid is wat saam met hierdie voorreg kom. My vraag vir jou op hierdie Moedersdag is, sal ons kinders kan terugbesorg, soos Hanna vir Samuel gevat het? Sal jy die hemelpoorte kan binnestap, met die wete dat jy alles in jou vermoë gedoen het, om jou kind se redding te bewerkstellig? Ek weet dat elke moederhart haar kinders hier in die kerk wil sien. Ek glo dat julle kinders se hande wil neem en die hemelpoorte wil binnestap saam met hulle. Ek glo baie trane word gestort in gebed vir kinders wat nog nie daardie oorgawe gemaak het nie, en dit is bitter moeilik om woorde te vind om hulle te oortuig dat God die regte keuse is wanneer hulle volwasse kinders is. Ek glo daar is baie ouers wat hier sit, wie se kinders nie meer uitleef wat hulle kleintyd vir hulle geleer het nie. Ek glo daar is ouers wat verwerp, vergete voel, eensaam voel, omdat kinders nie meer besoek nie. Maar ons kan hulle nooit vergeet nie, kan ons? Die belangrikste ding wat ons vir ons kinders koester, is om hulle gered te sien. Dit is ons grootste begeerte en ons grootste Moedersdag geskenk wat ons ooit sal ontvang. Want ons is 'n brullende leeu in stryd. Ons kragte neem af. En hy wil hulle wen vir hom. Mag ons deur hierdie verhaal bemoedig word. Mag jy bid en jou kinders smeek elke dag. Dat hulle nie verlore sal gaan nie, maar dat hulle gered sal word vir ewig lewe. Mag ons gevul word. Skus, ek kan net gaan, mag ons gevul word, ek is nou nie eers daar nie, met krag om te veg. Veg teen hierdie brullende leeu wat ons kinders wil wen. Mag ons gevul word met daardie krag, sodat ons vir ons kinders kan instaan. Mag die Here ons gebede verhoor, sodat ons daardie soet woorde kan kry, om te kan spreek in teerheid wanneer ons met ons kinders praat. Mag dit ons kinders se harte laat smelt en die weerstand afbreek. En mag die Heilige Gees in hulle harte werk, sodat ons kan getuig. Taste and see that the Lord is good.
Kom ons sluit die oë. Here, U het ons kinders gevorm in ons moederskoot. U het ons lief gehad en die kinders aan ons toe vertrou. En ons wil eendag, soos Hanna, ons kinders vir U terugbring. Here, ek wil vra dat U by elke gesin sal stilstaan. Dat U met elke mamma in besonder sal wees. Ook met die papas. En hulle sal seën waar hulle sekerlik vir hulle kinders in gebed intree. Here, ons het ons kinders lief. En ons weet dat U hulle ook lief het. Dat hulle geliefd is. Dat hulle kosbaar is. En dat ons hulle nie wil afstaan vir hierdie wêreld. Vader, en daarom staan ons hier vandag en ons pleit by U. Here, red ons kinders. Vader, gee vir ons altyd die woorde, wanneer dit nie maklik is om met hulle te praat nie. Wanneer hulle nie regtig wil hoor nie. Wanneer hulle nie meer wil weet nie. Vader, gee vir ons daardie soet woorde, dat ons met hulle kan spreek, dat ons na hulle harte kan deurdruk, dat hulle U sal kies, en altyd naby aan U sal wil wees. Ons wil in die hemelpoorte stap, Here, met ons kinders aan ons hande. Mag dit so wees. Vul hulle met die Heilige Gees om alle weerstand af te breek, sodat hulle U kan aanneem, Here, en dat U kan kom om ons te kom haal, en dat ons dan saam met hulle kan wees. Ek vra hierdie dinge, Here, want ek weet dat U hulle lief het, en dat U dit graag vir ons sal wil doen. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou kom ons seker by 'n lekker gedeelte. Tivan, dis nou jou. Waar is Tivan? OK. Hierdie is 'n gemeente se deelname. Nou omdat ek julle nie ken nie, en ek nie tussen julle gemeente, gaan ek vir almal die geleentheid gee wat wil, want ek het niemand gevra nie, so oud of jonk, manlik of vroulik, maak nie saak nie, enigiemand kan deelneem. Ek gaan vir jou 'n klassieke Suid-Afrikaanse sjokolade slagspreuk gee. Indien jy dit reg raai, dan gaan Tivan vir jou daardie sjokolade gee, en dan gaan vir jou die mikrofoon gee, en dan kan jy 'n paar woorde sê van jou ma, of as jy lof wil besing van jou ma, of as jy iets wil sê vir jou kinders, enigiets, soos ek sê. Jy kan hulde blyk dan bring aan jou ouer, jou ma as jy wil. En soos ek sê, dis oop vir almal. Dis baie maklik, ek glo. So julle moet maar julle hand opsteek as julle reg is. Voltooi vir my die volgende slagspreuk. Have a break? OK, vir jou. Sê gou, wat is jou antwoord? Jy moet eers vir my sê wat jou... OK. Ja, have a break, have a KitKat. Have a KitKat. Jy kan 'n KitKat kry, dan kan jy maar staan en gou vir ons sê. OK, ek glo julle almal weet wie ek is. Ek is die beste mamma in die hele wye wêreld. En ons is baie bly dat sy nog hier is. En ja, sy maak ons lewe vol. Wonderlik. Goed, die volgende een. For a 25-hour day. OK, daar. Barwan. Sy. Ja, my mamma. Die beste mamma ook in die wêreld. Sy is dierbaar, sy is liefdevol en sy het my van Jesus geleer. Absoluut. En dis die belangrikste, né? Goed, die volgende een. Say it with. Daar sy, wie het gesê PS? Daar sy. 'n Man kan ook deelneem, 'n man het mos ook 'n ma. Sjoe, my ma het my so baie geslaan, ek weet nie wat om te sê nie. Maar ja, soos die jare aangaan, en ek kan nou sien, dan maak dit my hart seer, maar sy is nog daar, sy is nog ma. Goed, watter sjokolade stel die volgende voor? Much, much more. Lunchbar, daar sy. Ek is so bly, ek was nogal op my senuwees vir hierdie gedeelte, of gaan die mense die slagspreuke ken. Lunchbar.
is jy nou by nommer 4, né? Okay. My ma's nie meer met ons nie, maar ek weet Sarah is rustig en vrede. Sy het vir ons altyd van Jesus geleer met huisgodsdiens en dit sal altyd by ons bly. Ek bly nog baie lief vir haar. Ah. Nommer 5. Hierdie gaan maklik wees. A glass and a half of full cream milk. Daar sê daar. Ag, Cadbury is reg. Maar dis eintlik Cadbury Dairy Milk sjokolade, né? Is reg. So my ma staan daarvoor. O. So Ek het jou nie eers gesien nie, Pelita. Sorry, ek het jou glad nie gesien nie. ja, en ek dink elkeen van ons dink ons het die beste ma in die wêreld. En dit beteken nie ons as ons ma's is sonder foute nie. Ek wat self 'n mamma is, binnekort van 3, weet ek maak ook baie foute en ek is dankbaar dat die Here steeds genadig is teenoor my ma, en dat ons, ten spyte van ons foute, steeds weet ek ma bly op jou knieë en bly naby aan die Here en smag en vra na sy leiding. En dit is my wonderlik. Dankie, skat. Okay, hier kom ook 'n maklike ene. Only the crumbliest, flakiest chocolate. Jy kan nie weer 'n beurt kry nie. Hierso voor. So, ons kan, almal het nou gesê, hulle het saam die beste, maar ek het saam met die Gestapo groot geword. En as ons gevat het sy ons die fliek toe gevat nie. Maar vandag, as ons terugkyk daarop, is ons die mens wie ons is, as gevolg van die ma wat ons in ons lewe gehad het. Die reëls wat sy ons geleer het, die riglyne wat sy ons gegee het, ek wil amper sê, die manier hoe sy met ons gewerk het. En ons is die mense vandag wie ons is, omdat sy ons op die regte manier groot gemaak het. Wonderlik. Okay, nou vir die wat dalk nou nie so goed is met slogans nie, ek besluit om een uit 'n fliek uit ook te neem. Die fliek is in 2001 en dis 'n romantiese komedie, The Wedding Planner. Matthew McConaughey en Jennifer Lopez speel daarin die hoofrolle en die fliek verduidelik Matthew McConaughey se karakter Dr. Steve Edison dat hy slegs die bruines eet van hierdie sjokolade omdat hy glo dat hulle minder kunsmatige kleur sal hê aangesien sjokolade reeds bruin is. Maar jy het nou klaar 'n beurt gehad. Okay, Jaco, wat is dit? Talita sê dis M&M, Ag, so ek het nee. eintlik glad nie geweet nie. Okay, nou wat nou? Pelita, ek het nou net gesê, hier kan, dan gaan ons maar daarheen moet los. Maar jy kan maar, ag, vat Thomas, okay, ek is jammer, Karina. Sou iemand hom gekry het, as ek net gesê het, Mel, wag, Jaco gaan nou vir jou 'n beurt gee, het jy die mikrofoon? Ja, ek dink, as ek nou Hildeblyk aan my ma moet bring, ek het nou gehoor, baie mense het gesê, hulle ma's het hulle geleer van Jesus. Maar wat ek onthou van my ma, en sy leef nog, sy het my gewys van Jesus. Haar diensbaarheid en haar opoffering teenoor ons. Ja, So sy het my nie geleer nie, sy het my gewys, en dit sal ek altyd onthou. is wonderlik. Sou iemand hom gekry het, as ek net gesê het, melts in your mouth, not in your hand? Ek het so gedink, dis hoekom ek die fliek gevat het. Goed, nommer 8, Tiwan. Watter sjokolade stel die volgende voor? Feel the bubbles. Okay, leraar se vrou. Okay, dan daar, is reg. Dis 'n Aero. Dis 'n Aero. Ja, het ook gesê. Ek wil net vandag vir die Here dankie sê vir my pragtige kinders wat hy vir my gegee het. Ek is so geseënd en hulle is my rotse en hy is standvastig in die Here. Amen. En dan nommer 9, nou die laaste een. Ek
ek weet nie of julle hom gaan kry nie, miskien as ek 'n leidraad gee. The greatest chocolatey mouthful. 'n Chomp, daar het jy hom nou. Okay, daar is hy. Hierso voor, Tivan. Ek sou gesê, dis die advertensie met die groot seekoei. My ma is ook nou natuurlik nie meer met ons nie, maar sy was ook 'n kwaai vrou, dit kan ek verseker sê, maar ek het 'n ongelooflike liefde vir haar gehad. Ek was absoluut lief vir my ma. Sy was nie die geduldigste mens op aarde nie, maar so het ons almal maar ons foute, maar ek was so lief vir haar. En sy het ons regtig waar, wat sy geweet het sy vir ons geleer. Amen. Dis pragtig. Baie dankie vir julle deelname.